Hallo julle oulike kinders, ek is so bly jy is vandag by Beleef Kids. Ek wil begin vandag met 'n vraag. As ek aantrek soos 'n rugbyspeler, ek het nie eens 'n bal nie. Maak hierdie my nou 'n Springbok rugbyspeler? Kom ek gee vir julle nog 'n voorbeeld. 'n chef, ek het 'n klitser en ek het 'n mes. Maak hierdie my 'n chef? Wel, ek kan miskien 'n bietjie ietsie klits en ek kan miskien kos maak, maar dit maak my nie 'n professionele chef nie. Ek gaan dalk nog 'n bietjie my vingers raak sny, né? Nog een voorbeeld. Ek's 'n dokter, okay? Ek het 'n inspuiting. Ek het tot 'n lappie om jou arm te vee. Ek het gas en ek het wat is hierdie? Verband? Maak dit my 'n dokter? Wel, as ek nie eers kan onthou hier is verband nie, dan maak dit my 'n baie goeie dokter nie, doen dit. Dink jy jou ma laat ek jou blinde darm uithaal? Gee my 'n oomblik. So, of ek nou soos 'n rugbyspeler aantrek, en of ek nou soos 'n chef aantrek, en of ek nou soos 'n dokter aantrek, dit maak my nie daai ding nie. Ek moet dissipline hê, ek moet oefen, ek moet ook spiere bou om 'n rugbyspeler te wees. Dit sou dalk help het as ek 'n man was, né? Maar daar's vrouens ook wat rugby speel, maar julle verstaan wat ek sê. As ek 'n chef wil wees, dan moet ek baie hard oefen. Ek moet al daai tegnieke leer. Ek moet eintlik nogals wetenskap verstaan, want ek moet al die chemiese goed verstaan. As ek 'n dokter wil wees, moet ek nog 7 jaar na skool verder gaan leer. En as ek dan 'n spesialis wil wees, moet ek nog verder swat. Het julle geweet dat party dokters tot 12 jaar, 15 jaar lank swat, net vir daai een ding? Het jy geweet, 'n dokter oefen ure en ure en ure voor hulle vir die eerste keer op 'n mens opereer? Dis ongelooflik. Dit vat baie effort, dit vat baie dissipline om te leer om iets te wees. En om dit baie goed te doen. Net omdat jy geleer het, beteken dit nie, jy is goed met wat jy doen nie. So, 'n chef moet leer kook. Hulle moet oefen. Jy verstaan wat ek sê. Daar gaan baie effort in om 'n sekere ding te wees, om 'n sekere professie te hê, né? So, daar is dieselfde les in die Bybel wat ek wil hê ons moet vandag na kyk. Jesus sê, ons moet hom volg. Net omdat jy kerk toe kom, beteken dit nie, jy is 'n Christen nie. Dit beteken nie, jy is 'n volgeling van Jesus nie. Dit beteken nie, jy is 'n Jesus disipel nie. Jou lewe moet ook so lyk. As jy dink aan jou skoolwerk, as jy moet leer vir eksamen, gaan jy goed doen as jy nie leer nie? Natuurlik nie. Ek het net gister gehoor van 'n ouetjie wat amper al die vakpryse gewen het by sy skool. Maar toe vertel sy ma vir my wat hy alles doen om so goed te kan wees. Hy leer tot 11:00 in die aand. Hy staan vroeg in die oggende op om weer deur sy werk te gaan. Hy leer letterlik elke dag wat hy by die skool geleer het. En dan wanneer ander kinders oor 'n naweek relax en PlayStation speel en iPad speel, dan leer hy en hy sit daai ekstra effort in. Daarom doen hy regtig goed. Daarom wen hy al hierdie vakpryse. En net so moet ons oefen om meer te word soos Jesus. Ons moet nie net lees wat die Bybel sê nie, ons moet dit ook doen. As die Bybel ons leer byvoorbeeld om die waarheid te praat, moet ons dit doen, selfs al beteken dit dat ons self in die moeilikheid gaan kom. Dis nie altyd so lekker nie. Jesus sê vir ons in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Wat beteken verloon? Dit beteken, jy moet opgee wat jy graag wil hê en eerder doen wat hy graag wil hê. Sy kruis elke dag opneem en my volg. Dit sê elke dag. Om Jesus te volg is iets wat ons elke dag moet oefen. Ons moet lees wat die Bybel sê en ons moet dit ook doen. Ons moet elke dag uit sy woord uit leer. Elke dag kies om sy manier te doen. Ons moet luister na die Heilige Gees. Dis baie keer daai stemmetjie binne in jou wat sê, moenie nou hierdie doen nie, moenie daai sê nie, moenie hierdie kinderstorie oor vertel nie. En wanneer ons luister, dan is daar baie keer 'n baie beter nagevolg. Dit is geestelike oefening. Hoe word 'n rugbyspeler beter? Hy oefen.
Hoe word 'n dokter 'n bekwame dokter? Hy leer en hy pas toe wat hy geleer het. Hoe word ons meer soos Jesus? Ons lees die Bybel en ons doen wat dit sê. Dit sê in Jakobus 1 vers 22 tot 24. Moenie net na die woord luister nie, maar doen wat dit sê. As ons net luister en niks verander nie, dan is dit soos iemand wat in 'n spieël kyk en wanneer hy omdraai, vergeet hy hoe lyk sy eie gesig. Met ander woorde, wanneer ons die waarheid hoor, moet dit ons lewens verander. Jesus wil hê ons moet die Bybel leef, sodat dit wat in die Bybel staan, ons lewens kan verander. By die skool, by die huis, in ons vriendskappe. So die groot vraag is, volg ek net Jesus se woorde, of leer ek om elke dag te leef soos hy? Sê gou saam met my, ek leer uit God se woord, en ek leef dit uit. Sê gou weer, ek leer uit God se woord, en ek leef dit uit. Ok, ons gaan nou 'n bietjie gesels in die klas verder. Ons gaan 'n bietjie gesels oor, hoe pas ons toe wat die Bybel ons leer? Ek wil hê jy moet bietjie dink. Miskien kan jy vir die res van die maats vertel, hoe het jy al iets toegepas? Dit was dalk nie so lekker nie, maar hoe het jy iets toegepas wat in die woord staan, en dit het op die eind jou 'n beter mens gemaak? Dink julle kan dit doen? En dan gaan julle 'n lekker, julle gaan nou 'n bietjie 'n werkblad invul, en die wat wil, kan 'n boekmerk maak, wat jy in jou Bybel kan sit, wat jou gaan herinner om in Jesus se voetspore te volg. Ok? Sien julle volgende week. Bye!